Goeiemôre. Ek wil jou weer eens groet in hy kragtige en hy liefde naam van ons Here Jesus Christus. Weet jy, as jy vandag in die kar ry, of jy by jou huis is, dalk is jy besig met dagtaakies, dalk is jy reeds by die werk vanoggend, maar ek wil vir jou sê, moenie na hierdie boodskap luister met 'n halwe oor nie. In ander woorde, as jy besig is, of as dit so is dat jy nie kan konsentreer nie, dan wil ek vir u sê, los dit tot later, tot wat dit stil is om u, om hierdie boodskap te hoor. Want dit is seker een van, of dit is die belangrikste boodskap, wat jy nog ooit in jou lewe gehoor het. Dalk het jy dit voorheen gehoor, maar mag die Gees van die Almagtige God dit so uitspreek, dat dit in jou geestelike oorgange weer klank, so hard weer klank, dat dit in jou hart omkiem. Ek is vanoggend in die woord van die Here, in die boek van Johannes besig, ek is in hoofstuk 6, en ek kom daar van vers 33 af, en dit sê, want die brood van God is hy, natuurlik Jesus, nie? Wat uit die hemel neerdal, en aan die wêreld die lewe gee. Toe sê hulle vir hom, wie is die hulle? Sy disippels, en die mense wat om hom staan. Here, gee altyd vir ons hierdie brood. En Jesus antwoord, en hy sê vir hulle, ek, Jesus, is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. En wie in my, Jesus, glo, sal nooit dors kry nie. Dors betekende sal nooit dors word van die Heilige Gees nie. Maar ek, Jesus, het vir julle gesê, dat julle my gesien het, en tog glo julle nie. Al wat die Vader my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom, nooit uitwerp nie. Want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom, God, wat my gestuur het. En dit is die wil van die Vader, wat my Jesus gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit op die laaste dag opwek. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê. En ek, Jesus, sal hom opwek in die laaste dag. Die Engelse woord, vers 39 uit die AMP sê die volgende, and this is the will of him who sent me, that I should not lose any of all that he has given me, but that I should give new life and raise them all up at the last day. For this is my Father's will and his purpose, that everyone who sees the Son and believes and cleaves to and trusts in and relies on him, Jesus, should have eternal life, and will raise him up from the dead at the last day. Ek sit hier buite agter my yard, en reeds my gebedstyd van gisterand in my stilte tyd het ek die Here gevra vir woord. En weet jy, vanoggend toe my oog op hierdie woord val, toe is dit soos 'n wonderlike iets wat hier binne my gebeur, en ek raak sommer opgewonde, en ek besef, ek kyk na die voëls van die hemel vanoggend, ek het groot bome agter in my yard, en elke oggend, as die Here my opwek, dan sit ek vir hulle saad uit. En ek kyk hoe opgewonde is hulle, dat God my gebruik om hulle te voer
Hulle kan nie opberg nie, hulle kan nie 'n skure bymekaar maak nie, maar die Here sorg vir hulle elke dag. Ek wil u vanoggend vra, het u al die seën van God ervaar in die lewe? Het u al gehoor van hom? Het u al sy woord gelees? Maar is u nog steeds ongehoorsaam tot hom? Doen u nog so baie dinge wat nie die Here van u af wegneem nie, maar wat die Heilige Gees bedroef? Want jy sien, as jy waarlik die seën van God aangeneem het, het jy ook die Heilige Gees as trooster verkry. Ek wil vanoggend regtig op die hart lê. 'n Jong man is gewoonlik baie besig met klomp dinge. En baie kere, daar is jong mense wat hulle hart regtig vir die Here gegee het. Maar wanneer jy jonk is, doen jy nog dinge van die wêreld en jy val nog rond. Maar soos jy ouer raak, hoe sê die gesegde, meer grysheid, meer wysheid. Maar ek wil vanoggend selfs met die jong manne praat, die jong manne en jong vroue. Weet jy, kom tot gehoorsaamheid van Jesus. Moenie na my luister, maar luister na die woord van God. Moses het hierdie geestelike voedsel, die manna, hulle het gedink is Moses wat het gegee het, die Israeliete toe hulle uit Egipte bevry was. En hulle het gedink hierdie voedsel het van hom af gekom, maar het gekom van God die Vader. Net soos ek vir hierdie voëls vanoggend saad uitsit om hulle te voer. Ek sal niks terugkry daarvoor nie, maar ek werk saam om ook die werk van die Here te voltooi. Wil jy nie ook 'n werker vir Christus wees nie? Kom tot inkeer, bekeer jou waarlik, soek die dinge van die woord, wees gehoorsaam, en jy sal die ewige lewe ervaar. Dalk, ons weet nie hoe ons tyd is nie, ons weet nie hoe ons tyd uitgelees nie, miskien sien ons die laaste dag. Maar wat as jy voor dit afsterwe, my mede broer en suster in die Here, my mede vriend, my mede kennis, my mede gelowige? Kom op die plek waar jy besef dat as jy vanaand sterwe en jy het nog niks jy het van die Here gehoor, maar jy het nog nie opgetree nie, jy het nog nie iets in jou, die lig het nog nie in jou hart begin skyn nie. Soek die Here met alles in jou. Ek is pastoor Gary, brood en water, 5 minute woord seëngroete of bediening. 5 minute woord bediening. Seëngroete. En ek sê altyd vir u, Jesus is baie lief vir jou. Amen.